Ek glo en vertrou dat ons saam met sy goed sal wees en dat ons die Here se teenwoordigheid hier op 'n spesiale manier sal ervaar, soos wat ons dit elke dag op soveel plekke ken en ervaar. Ek wil nou net een ou saakie vir julle noem, en dit gaan oor ons boere. In hierdie dae met die bek en touseer ellende, is daar soveel mense wat bitter swaar kry, en ons sal in die gebed daaraan aandag gee, maar ons vra ook dat almal van ons, waar ons ook al is, wanneer ons stil raak om met die Here te praat, sal vra dat hy ons boere in hierdie tyd in die besonder genadig sal wees in die moeite wat hulle dan ervaar. Dan sal jy ook sien, ons het 'n tema vandag wat oral ook op die kerkterrein preek, en dit is my beste eer God. Ek gaan dan nou so 'n bietjie meer daaroor sê, dit is deel van die tema waarmee ons vandag gaan werk. Ek gaan nou 'n spreek met julle deel en daarna die voornemens seën uitspreek, en direk daarna sing ons die loflied, Gesang 454. Om jou beste te gee, is jou diens aan God, wat hy met daardie beste doen, is sy geskenk aan jou. Moenie wag vir 'n groot oomblik om God te dien. Gee jou beste in die klein oomblikke van vandag. Here, mag wat ons sê en wat ons dink, tog vir U aanneemlik wees. Here, ons rots en ons verlosser. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Christus Jesus die Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees, ons trooster. Amen. Ek lees vir ons as wil van God vandag uit Spreuke hoofstuk 14 vanaf vers 29.
'n geduldige mens is baie verstandig. Een wat kort van draad is, stel sy dwaasheid ten toon. 'n Kalm gemoed hou die liggaam gesond, hartstocht vreet 'n mens op. Wie 'n arme mens verdruk, beledig sy maker. Wie hom oor 'n arme mens ontferm, eer God. Die goddelose kom tot 'n val deur sy bose. Die regverdige het 'n toevlug, ook in sy dood. In 'n verstandige gemoed pas die wysheid goed in. By dwaasheid is dit nie tuis. Gehoorsaamheid aan die Here laat 'n volk sterk staan. Sonde bring skande oor 'n volk. Broers en susters, wanneer ons luister na hierdie woorde oor kalmte, rustigheid en 'n gemoed wat positief is, 'n regverdigheid wat in ons leef en 'n omgee vir ons medemens, dan besef almal van ons maak dit nie. Ons staan skuldig voor die Here, soos wat ons in Romeine en op baie plekke in die Bybel lees. Ons maak dit nie. Ons kan nie hierdie reëls naleef nie. Ons kan nie hierdie wil van God met erns opneem te alle tye nie. Maar die Here is vir ons so goed. Hy is vir ons so lief dat daar altyd vrede kan wees. En daarom kom ons sing oor vrede, terwyl jy net so luister. Ons sing in Psalm 178. Dit is die mooi Latynse lied Dona Nobis Pace. Met hierdie mooi woorde gee aan ons vrede in gedagte. Kom ons doen 'n belydenis. Ons het onlangs ook hierdie belydenis van Maya Angelou met mekaar gedeel en ek lees dit vir julle. Wanneer ek bely dat ek 'n Christen is, dan bulder ek dit nie uit nie. Ek bulder nie uit dat ek volmaak is nie. Ek fluister eerder dat ek verlore was, maar nou gevind en vergewe is. Wanneer ek bely dat ek 'n Christen is, praat ek nie met trots daaroor nie. Ek bely eerder dat ek dikwels struikel en dat God my gids moet wees. Wanneer ek bely dat ek 'n Christen is, probeer ek nie wys dat ek sterk is nie. Ek bely juis dat ek swak is en sy krag nodig het om aan te gaan. Wanneer ek bely dat ek 'n Christen is, spog ek nie oor suksesse nie. Ek erken dat ek gefaal het en dat die Here my gemors moet opruim. Wanneer ek bely dat ek 'n Christen is, sê ek nie daarmee dat ek gearriveer het nie. My foute is te sigbaar daarvoor. Tog glo God om een of ander rede dat ek sy genade waardig is. Wanneer ek bely dat ek 'n Christen is, voel ek steeds die skok van pyn in my lewe. Ek is steeds hartseer. Daarom roep ek God aan. Wanneer ek bely dat ek 'n Christen is, beteken dit nie ek is heiliger as jy nie. Ek is maar net 'n sondaar wat op een of ander manier God se genade ontvang het.
Ons gaan nou staande sing as gebed voordat ons in die woord van die Here lees, die baie bekende Vonklied 243. Voordat ek die Bybel vir ons lees, net hierdie ou versie uit Psalm 258, wat ietsie sê oor God se woord. Luister ons aandagtig, dan skei God se woorde kragtig tussen goed en kwaad. Van ons skuld vergewe, kan ons voluit lewe, vry deur Jesus dood. Alle eer aan God die Heer, bo verwagting, bo gebede, skenk hy ons sy vrede. Die skriflesing vanmôre is uit Paulus se brief wat hy geskryf is aan die mense in Kolosse, Kolossense hoofstuk 3 vanaf vers 18 tot hoofstuk 4 vers 1. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig soos dit pas by mense wat in die Here glo. Mans, julle moet julle vrouens lief hê, moenie die lewe vir hulle bitter maak nie. Kinders, wees in alles aan julle ouers gehoorsaam, want die Here verlang dit van kinders wat in hom glo.
Vaders, moenie gedurig by julle kinders fout soek, dat hulle moedeloos word. Slawe, wees in alles gehoorsaam aan julle eienaars hier op aarde. Moenie net werk om deur hulle raak gesien te word, en so in mense se gunste kom nie, maar werk met 'n opregte hart, uit eerbied vir die Here. Wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry, wat hy beloof het. Christus is die Here, in wie se diens julle staan. Wie onreg doen, sal gestraf word oor die onreg wat hy gedoen het. Die Here trek niemand voor nie. Eienaars, behandel julle slawe reg en billik, in die wete dat julle ook onder iemand staan, onder die Here in die hemel. Ek wil net die ene versie weer vir ons herhaal. Wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense nie. Broers en susters, ek het nou so vinnig aan die begin verwys na die maniere of die plakate wat oral op die kerkterrein aangebring is, daar in die voorportaal en ons storie by die Pedering wat sê my beste eer God. En hulle is nou van ongeveer 'n jaar na ons jaar terug het ons beplanning gedoen en vir mekaar gesê ons wil dit as tema handhaaf vir die jaar. En die kerkraad het by sy vergadering verlede week besluit nog 'n jaar. Eintlik het hulle daarom nou nie daarmee gesê ons dink nie julle het julle beste gedoen nie. Julle kan nou nie beter, so kom ons begin voor nie. Eintlik het ons net gesê dis 'n saak wat vir ons so na in die hart lê, dat ons nog 'n bietjie daaroor wil nadink. Nog 'n bietjie wil pyns oor die gedagte, dat wanneer ons vir die Here werk, en wanneer ons besig is met die Here se saak, dan doen ons dit nie halfhartig. Ons gaan voluit, en ons doen alles, met alles, wat tot ons beskikking is. Nou, om iets van hierdie woorde te verstaan, wil ek so 'n paar gedagtetjies met julle deel vanmôre. En kom ek sê maar net by voorbaat dat my beste is nie noodwendig julle beste. Julle kan dalk baie meer doen en baie meer bereik as wat ek of 'n volgende mens kan doen, want jy is jonger, jy is sterker, jy het meer kundigheid en vaardigheid. En jou beste is nie noodwendig myne nie. Die Here het elkeen van ons met unieke gawes geseën en unieke talente wat elkeen van ons het om uiteindelik diensbaar te wees in sy koninkryk. En nou, ek het 'n prentjie net om iets daarvan te illustreer. Die van julle wat daar kan lees, daar staan for a fair selection. Everybody has to take the same exam. Please climb that tree. Sal ek saam, nee, wat afgelê word. En dieselfde dinge word van ons in die woord van die Here gevra, maar soos julle nou kan sien is daar 'n aapie en daar's 'n pikkerwyn en daar's 'n olifant en daar is 'n vis wat in 'n bakkie is en as ek nou nie miskyk nie, 'n seeluw en 'n hond. Nou moet die kinders net bietjie vir my help. Wie van hierdie diere sou julle sê gaan die beste klimwerk kan doen? Gaan hierdie opdrag die beste kan uitvoer? Ja, bietjie. Een van die jongelinge. Dit is 'n buiteland agter. Ek hoop julle kan sien. Wie gaan die boom die beste kan? Wel bietjie. Daar agter is daar. Skree maar. Die aap, ja. Die aap gaan heel waarskynlik die beste klim. Wie dink julle gaan die slegste vaar met hierdie boom klim? Verseker jy vis, ek het nie twyfel. As ons hierdie toets 'n bietjie skuif na die see toe of na 'n dam toe, is ek bevrees as die aap in die moeilikheid en gaan die vis waarskynlik baie goed presteer. En as dit gaan oor wie die beste in die huis kan rondhardloop en drade stukkend hou, gaan dit waarskynlik die hond wees wat daar weer presteer. Die uiteinde van hierdie prentjie is dat die toetse van die dag wat aangelê word, is nie noodwendig op almal presies
dieselfde wyse van toepassing nie. Ons het mos maar elkeen bepaalde gawes en bepaalde talente. So min as wat sekere van julle hier sal opspring vandag en gou 'n toespraak kom gee. So min kan ek aan gereedskap vat en asseblief daarvan weg. Want as julle wil seker maak ek kry seer en iets word gebreek, druk vir my 'n gereedskapskussen na. Dan is ek diep in die moeilikheid. Almal het gawes, almal het talente, almal het vaardighede wat op een of ander manier gebruik kan word. Dr. Van Staden wat verlede week die diens gelei het, het eintlik so mooi van gawes verduidelik en talente. Hy het gesê talente is sommer maar dinge wat jy jou kan doen, maar gawes is iets wat die Here vir jou gegee het, vir jou spesifiek. En dis nogal 'n kuns om in die eerste plek te ontdek wat is my gawes. Wat kan ek goed doen? En as jy dit vasgestel, is die volgende uitdaging wat jy het. Hoe gaan ek daardie gawes wat aan my toebedeel is, wat die Here vir my gegee het, hoe gaan ek dit die beste aanwend, dat dit vir sy koninkryk en sy naam die beste is, dat dit waarde het. My pa het altyd 'n mooi sê gehad, wanneer ek besluite moes neem oor my toekoms, ek onthou hier standaard 8 of voor standaard 8, graad 10, moes ons vakkeuses maak. En ek moes op daai stadium al sommer by 'n idee begin vorm van waarheen ek op pad is. En dan sit ek by my pa en by my ma en ek vra raad. Wat gaan ek word? Waarheen is ek op pad? Hoe lyk my toekoms? En ek onthou my pa se woorde was, hy is nou nie so vreeslik gepla oor wat nie. Dit maak vir hom meer saak oor hoe. So as ek besluit, ek wil eendag die strate vee, dan moet ek dit asseblief net oordentlik doen. Moenie dat daar veel goed oorbly as jy daar vee. En as jy uiteindelik besluit om met jou hande te werk, en hy het ook gesê, hy sou dit nie aanraai nie, maar as jy besluit om met jou hande te werk, doen dit ten beste. Wat jy ook al doen, moenie terughou nie, moenie nalaat nie. Gee letterlik elke dingetjie wat jy kan. So as jy die groot maatskappy se direkteur is, wees die een op wie die Here sou trots wees. Wees die een wat met waardigheid en met liefde en met omgee omgaan met elke werknemer wat onder jou aangestel is. En nou sê ons skrifgedeelte dit op 'n ander manier so mooi. Die opskrif hier is verhoudings, dit gaan oor verhoudings. Hoe behoort verhoudings in jou lewe te lyk? Hier word nou gesê van die man, die pa van die huis, wat die hoof is en dat die vrou onderdanig moet wees daaraan. Ek is seker daarvan, ten minste een van julle het julle vrouens nou in die ribes getik, om hulle te herinner aan hierdie kosbare woorde en julle plek in die samelewing. Dit kom uit 'n ou wêreld, 'n antieke wêreld, wat 'n bepaalde wêreldbeeld gehad het. Hierdie gedeelte sê eintlik ons is almal gelyk voor die Here. Daar's nie rangorde nie. Hier word net gesê, as jy 'n man is, wees 'n goeie man. As jy 'n vrou is, wees 'n goeie vrou. As jy 'n kind is, wees gehoorsaam aan jou ouers. Moenie nalaat om te doen wat hulle van jou vra nie. As jy 'n ouer is, moet tog net nie jou kind moedeloos maak nie. Jy kan nie altyd nee sê. Jy kan nie elke dag sê, dit wat jy doen is verkeerd nie. Moenie jou kind so moedeloos maak en afbreek dat daardie kind nie meer kans sien vir die Here. Hier word ook van slawe gepraat. En interessant genoeg, in ons dag en tyd sou dit 'n vloekwoord wees om iemand 'n slaaf te doen. Dis 'n verskriklike woord. Maar in daardie tyd was slawerny algemeen. En Paulus maak nie uitspraak oor of dit reg is dat jy slaaf is of nie. Hy sê net, as jy 'n slaaf is, wees 'n goeie slaaf. En as jy die eienaar van 'n slaaf is, maak tog seker dat daardie rol wat jy vertolk, die naam van die Here en sy koninkryk waardig is. God is 'n outeur.
God het die boek van die lewe as het ware geskryf. En hy skryf steeds daar. Hy help skryf aan ons lewensboek, dag na dag. Maar hy is ook 'n argitek, wat alles baie fyn en netjies ontwerp het. En uiteindelik is hy ook 'n bouwer, wat die ongelooflikste dinge tot stand bring. Ons gaan 'n bietjie later in die week begin met 'n Bybelstudiegroep. Ons gaan dit 'n wandel in die woordgroepie doen, en ons gaan dit elektronies via Zoom doen, en ons gaan hierdie week begin weer te praat oor skepping. En as julle Genesis 1 nou gaan lees en die moeite doen om elke stukkie daarvan te kyk, sal julle agterkom na elke dag se beplanning, argitektswerk en bouwerk, het die Here gesê, dit is goed. En hoe goed is dit? Hoe ongelooflik is dit wat ons elke dag sien en beleef? Die natuur daar buite, veral na al die reën wat ons hierdie jaar gehad het, lyk net wonderlik. Van ons lidmate het nou in die week weer vanuit die wildtuin op die foto's gedeel wat mense kon sien, en jy staan verstom oor dit wat mooi is. Verlede Vrydag staan ek en my vrou met ons kleinkind buite, van die honde uitkom, 'n draaitjie te gaan loop, en ons kyk na die aandster, en sy weet, sy sê, dis Venus. Haar pa het eers eintlik beval, daaroor al iets gesê, en langs Venus die ongelooflike volmaan, met so mistigheid rondom hom. En ek dink weer aan die Here se handewerk, en hoe goed, hoe ongelooflik, dit wat hy tot stand gebring het nie is nie. Jy staan keer op keer verstom. As die Here sê, dis goed, dan sê die Here, dis my beste vir jou. Ek gee wat ek kan vir jou. En nou vra hy van ons om in ons doen en dade erkenning te gee aan hom as die skepper van alles en die een wat alles in stand hou deur ons beste, mooiste handewerk, ons mees invloedryke vir hom terug te gee. Ek weet julle gaan nou dadelik vir my sê, maar soos ons geleer van Pynsa, uit genade alleen is ons gered, nie deur dade nie, nie deur verdienste of die werke wat ons hier op aarde doen. Die ou kerkvaders het trouwens altyd gesê, ons word inderdaad nie deur ons goeie dade of ons besonderse dade gered nie. Ons is gered vir goeie dade. Nie as gevolg nie, vir goeie dade. Ons is gered sodat ons 'n verskil kan maak, juis omdat ons reageer op God wat altyd die beste en die meeste gee. So wanneer ons dus minder as ons beste gee, is ons eintlik in die waarheid besig om te sê, miskien is hierdie genade, hierdie gee van die Here, nou nie so indrukwekkend, of nie so belangrik, as wat ek gedink het is. Wanneer ek nalat, sê ek eintlik dat die Here het my nie so geraak of geruk as wat ek gedink het. En daarom dat Kolossense 3 vers 23 so duidelik sê, as julle werk, doen dit vir hom, nie vir die mense nie. Die nou dag ons kerkraadsverklaring gehad het, dit vir die kerkraad genoem, en kwam die hele op. Ek was so rukkie terug by familielede gaan kuier en koffie gedrink. Alles was nou goed en gaaf, en my skoonsis, wat ek kategetes by haar gemeente, sê na die tyd vir my, hulle dominee, ek kan nie dink om hulle dominee dit nou gedoen het nie, maar hulle dominee het gevra dat hulle een oggend 7:30 reeds, ek sien nie wat hulle wees om te gaan, wat moet ek praat. Hulle het gesê, hulle wat
weet is, nou 7:30 die oggend daar wees, in plaas van 9:00, want daar gaan ander dinge wat gedoen moet word, onder andere 'n klein videoetjie, wat geskiet moet word, en sy het gesê, sy is so lus om vroeg op te staan. Wat dink ek, moet sy nou moet gaan? Toe sê ek vir haar, dink jy die ding wat jy nou moet doen môre, is iets wat jy vir die dominee doen, om die dominee tevrede te stel, of die dominee se stem stil te maak? Dit is definitief nie die geval nie. Vir wie doen jy dit? Sy antwoord self toe, die Here, jy's reg, ek moet my mond hou gaan. So eenvoudig dat sy die ding dadelik raak sien en dadelik aangryp. Ek staan nie vroeg op vir mense, of om iemand stil te hou of tevrede te hou. Ek staan vroeg op vir die Here en sy kerk, en die kosbare verkondiging van sy woord, onder andere deur 'n video. As ek net so 'n bietjie die Ou Testament kan bytrek, en vergewe my as ek dit dan doen. In die Ou Testamentiese tyd het die Here uitdruklik gesê, moenie 'n gebreklike diertjie na my toe bring as 'n offer nie. Kies die reinste, die volmaakste, die beste uit jou oes, die beste uit jou kudde, wanneer jy na my toe kom. Weggooi diere is nie 'n offer nie. Dis die ontslaa van gemors. Net die beste en gesondste was 'n ware offer vir die Here. En nou sê Romeine 12 vers 1 net so duidelik vir ons. Gee julleself as lewende en heilige offers. Gee die beste van jouself vir die Here en sy saak. Want wanneer jy dit doen, gebeur daar 3 dinge. Die eerste ding is, ons eer God met ons beste. Ons dien regtig ons naaste, ons medemens, met absolute oorgawe. En jy maak die blye boodskap van Jesus Christus aanloklik en aantreklik vir ander mense. Wanneer hulle sien, jy is met soveel passie en oorgawe besig. Wat is lekker om te sien, wanneer iemand iets doen, omdat het vir hom goed is om te doen, en reg is om te doen, dan trek jy en jy lok, jy word in sigself getrek. Moenie vandag hier instap, broers en susters, en sê, ek gaan harder probeer, ek gaan meer doen, om my gawes en my talente te gebruik, om die Here te dien. Die Jode het dit gedoen, Jode met hulle wette, het gesê, ek moet nader aan die wet gaan leef. Die Here word geëer, wanneer jy in hom weggaan. Wanneer hy jou omsingel en wanneer hy jou absorbeer. Die Here word geëer, wanneer hy alles op 'n natuurlike en 'n spontane manier vir hom doen en gee. As jy vrede en vreugde in die Here vind, dan sal jou eer aan hom spontaan. Dit gaan maar net uit jou uitborrel en uit jou uitvloei. Jy sal jouself nie kan help nie. God het uiteindelik sy heel beste vir ons gegee, deurdat sy seun Jesus Christus mens geword het. Geleef het, gesterf het, en opgestaan het vir ons. Die absolute offer, die grootste en die meeste, wat enige ooit kan gee. Nou kan ons net vanuit hierdie liefde, vanuit hierdie een wees met God, deur sy Heilige Gees, uitgaan in die wêreld. En of ons dan 'n baba se doek moet ruil, hier's genoeg mense wat klein kindertjies het. En of ons 'n program moet skryf vir 'n rekenaar, of ons skottelgoed moet was, of inkopies doen. Ons doen dit met 'n hart wat vertel van Jesus Christus. 'n vol hart met die beste in ons. In ons vreugde, in ons beste,
sien ons 'n afdruk daarvan, dat die Here se beste in my leef, en my beste vir my leef. Daar is 'n onbekende digter wat 'n kosbare gedigie geskryf het, gedigie, wat ek net nie wil opdeel. Hy skryf, nie net die oorskiet van my dag, of woorde sonder krag en mag, maar elke asem, elke droom, vloei na U soos 'n lewende stroom. My beste goed, my diepste lied, is al wat ek vir U wil hê. My hart, my hande, my hele gees, om tot U eer alleen te wees. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons staan klein voor U, want ons besef die manier waarop ons leef, die dinge wat ons doen, die woorde wat ons uitdruk, en boonop die nalate, getuig nie altyd van die beste nie. En daarom, Heer, moet ons ook erken, deur ons mens wees, met die gawes wat U aan ons toebedeel het, eer ons U nie altyd nie. En daarvoor vra ons, vergeef ons. En ons pleit terselfdertyd, gee vir ons die wysheid, die krag, die energie, die lus, om vir U koninkryk waardevol te wees, om U koninkryk uit te bou en te dien, so goed ons kan. Hemelse Vader, hierdie gemeente is 'n gemeente wat hierdie lese met trots saam met ons dra. Help ons dat dit tot sy reg kom, ook in ons beplanning vir die jaar wat voor ons uitgestrek het. Mag hierdie beplanning inderdaad tot U eer wees. Dankie Hemelse Vader, dat U in hierdie ou wêreld van ons steeds 'n hand oor alles en almal hou, dat ons nie bang of bekommerd hoef te wees oor die toekoms nie. Ja, selfs al gebeur daar oorweldigende dinge, en elkeen van ons kan van sulke dinge getuig. In hierdie dae, die boere in ons onderskeie gemeenskappe, hulle beleef, hulle ervaar, hoe hulle lewens tog, hulle bestaan, hulle geliefde diere onderdruk en doodgaan. En ons pleit, Heer, dat U in die groot genade vir hulle sal raak sien. Hulle sal troos en bemoedig en versterk. En as dit U wil is, Heer, gee, dat ook hierdie ellende in ons wêreld die wyk sal neem. Soveel ander ellende is deel van ons daaglikse doen en late. Hoeveel pyn is daar, hoeveel siekte, hoeveel swaar kry en hoeveel moeite is nie deel van ons wêreld nie. Ons vra maar net, Heer, sien ons raak en help ons om ten spyte daarvan steeds U te eer met die beste wat ons binne 'n gegewe tyd kan bied. Ons bid, Hemelse Vader, vir ons land, die mense wat lyding neem, diegene wat lyding moet ontvang. En ons pleit vir wysheid, eerlikheid, waardigheid, sodat ons uiteindelik ook in daardie wêreld en klimaat U naam kan grootmaak. Wees met hulle, Heer, wat tans in hospitale is, wat veg om lewe en veg om pyn en moeite af te skep. Ons vra dat U ook met U genesende hand elkeen sal aandra. En dan ons ou kindertjies. Ons vra, Here, dat U hulle sal raak sien. Ons kyk baie keer in daardie onskuldige oë en ons kyk na daardie ou wêreldjies wat goed is en lekker is en ons wonder,
waar gaan daardie voete nog spore tel? Waar gaan daardie ou lelietjie nog beproef word? Daarom vra ons, gee ook vir ons kinders 'n toekoms. Gee hoop en lig in 'n wêreld wat so dikwels nie lig produseer nie. Maar U is die lig deur ons Here Jesus Christus. Wanneer ons dan voor U kniel vandag, doen ons dit in sy naam alleen. Amen. Broers en susters, ons slotlied is Gesang 543. Ons gaan al die strofes daarvan sing. Dis eintlik 'n pragtige kinderlied. En in hierdie lied erken ons hoe klein ons is. En hoe broos en hoe magteloos ons is in hierdie ou wêreld. En dan vra ons ook vir die Here, laat ons ontwikkel en groot word met eie met ouderdom te maak. Iemand wat 80 jaar oud is, kan ook nog groot word en steeds ontwikkel. En ons vra dan in hierdie lied, Heer, sien ons raak in ons nietigheid, lei en begelei ons, sodat ons ook ywerig kan bly werk vir die Here. Ons sing hierdie lied en slotte staande, en dan spreek die seën uit, en dan vlam lied 100 as versending is nie. Mag ons Here Jesus Christus se genade, die liefde van ons hemelse Vader en die rigtinggewende krag van die Heilige Gees met julle gaan elke dag. Amen. Good.
God kan jou onthou, ek op jou graf sien. Ek is oud by jou, ek lei jou deur my lewe die sien van God die hemel sal vergewe by jou wees. Dan hier, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra. Beskry my lief, gaan lief my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Baie dankie, broers en susters. Jenny, dankie vir jou. Ek sê, daai prentjies van die diertjies, toe. Ek het dan gesukkel om daai netjies te kry, hoor, maar op een of ander manier het sy dit reggekry. Dankie daarvoor. Dankie ook vir ons teeskindspan en ons bejaardes en almal wat betrokke is by ons gemeentevergadering ook vanmôre, vir al die dokumente en die voorbereiding wat daarmee gepaard gaan. So jy kan gehoor ons gemeentevergadering. Jy moet asseblief, indien dit vir jy moontlik is, bly, ons gaan 'n bietjie gesels oor die bediening in die gemeente, wat krities belangrik is.